vandag kyk na hoofstuk 7 tot 9. Daar's wonderlike profesieë en verse wat baie bekend is oor die Messias, wat Jesaja geprofeteer het in hoofstuk 7 tot 9. En onthou, hy het 700 jaar voor Christus geleef, né? 700 jaar, julle. En hy het dit geprofeteer. So, gedurende Jesaja se tyd, was hy die profeet, God se spreekbuis vir Juda. Nou, Juda was 'n deel van Israel. Israel, die volk Israel, het op 'n stadium verdeel. 10 van die stamme het in 'n noordelike deel gaan bly, en 2 van die stamme in 'n suidelike deel. En in die noordelike deel was Samaria die hoofstad, en in die suidelike deel was het die twee stamme 'n nasie gevorm, as ek dit so kan stel, of 'n groep mense gevorm, en dit was die stamme Juda en die stam van Benjamin. Hulle het in die suide gewoon, en Jerusalem was die hoofstad gewees. Nou, God het profete gebruik om met die volk te praat in die Ou Testament. Hulle was sy spreekbuis gewees. Vandag het ons die Heilige Gees, wat in ons woon. Elkeen van ons is 'n tempel van die Heilige Gees. Sê vir die ou langs jou, jy's 'n tempel van die Heilige Gees. So God se Gees woon in ons. Maar in die Ou Testament het God se Gees nie binne in mense gewoon nie. Dit het met tye oor mense gekom, veral die profete. Wanneer God hulle gebruik het om te praat namens hom en hulle profeseë gebring het. So God het Jesaja gebruik 700 jaar voor Christus om die profeet te wees vir Juda, die suidelike deel van die volk Israel. Daar was 4 konings gewees wat geheers het ook gedurende die tyd toe Jesaja die profeet was. 4 verskillende konings. Party van hulle was goed gewees, ander was sleg gewees. Daar was goeie konings en daar was slegte konings. Nou verlede week het ons gesien, het ons bietjie gekyk na koning Osia, dit was die eerste koning. Koning Osia was 'n goeie koning, hy het goed begin, nie so goed geëindig nie. Toe is dit sy seun wat hom opvolg, koning Jotam, en vandag gaan ons bietjie kyk na koning Agas. Koning Agas, toe hy geheers het oor Juda. Nou, wat die boek Jesaja so bietjie moeilik maak, dit is nie in kronologiese volgorde geskryf nie. Die profeet of die boek spring bietjie rond, en dit kan soms verwarrend wees. So, hy spring van hoofstuk 6 af, oor nou na 'n tydperk toe koning Agas regeer het. So, hy skiep basies vir koning Jotam op hierdie stadium. Maar dit maak nou nie saak nie, ons gaan nou net kyk na hoofstuk 7 tot 9. Koning Agas is die koning van Israel. Hy was nie 'n baie goeie koning gewees nie. Ons sal nou daarna kyk. Agas was regtig een van die slegter konings van Juda gewees. En wat was Agas se dilemma, as ons lees daar in hoofstuk 7? Hy was vasgevang in 'n politieke krisis, eintlik die hele Juda. Hulle was gekonfronteer met 'n groot probleem. En terwyl koning Agas die koning was van Juda, was hulle bedreig deur 'n alliansie tussen Sirië, wat 'n vyhandige heidense nasie was, en Israel, die noordelike stamme, die noordelike koninkryk. Kyk, toe Israel nou verdeel het, het hulle nie so baie van mekaar gehou nie, die 2 verskillende dele van Israel. En die 10 stamme in die noordelike deel was baie groter as Juda en Benjamin hier in die onderkant, aan die suidekant. En Sirië, saam met die noordelike streek, of die noordelike koninkryk van Israel, was 'n bedreiging gewees op 'n stadium vir Juda, hier in die onderkant, Juda en Benjamin, daai 2 stamme. En Agas was benoud gewees, hy was bang gewees, want hy was bang dat hulle gaan inkom en Jerusalem verower, die stad oorvat. God stuur toe vir Jesaja, en hy sê die volgende vir Agas, Jesaja 7 vers 3, as jy jou Bybel het, kan jy gerus saam met my volg, Jesaja 7 vers 3, en die Here het vir Jesaja gesê, gaan tog uit, Agas tegemoet, jy en jou seun, Shear Jashub. So jy en jou seun, gaan nou,
en gaan praat met Agas. Aan die eind van die watervoer van die boonste dam, by die groot pad van die Blykveld. Is interessant dat God vir Jesaja gesê het, vat jou seun saam, né? En dan gaan sê hy die volgende vir Agas. Waarom moes hy sy seun saamvat? God wou iets daardeur sê. As jy gaan kyk na wat Shear Yashub beteken, die Hebreëse betekenis van sy seun se naam is oordeel kom, maar God se belofte en genade sal bly staan. God se belofte en genade sal bly staan. So hoewel Juda deur moeilike tye sou gaan, sou God nie die stam van Juda totaal vernietig het nie. Want die stam van Juda kom van Dawid ook af, né? Onthou Dawid was mos nou ook 'n koning op 'n stadium oor Israel. En hierdie stam van Juda het uit Dawid uitgekom. En God het 'n belofte gemaak dat hy nie die stam van Dawid of die geslag van Dawid, die koningskap of die koninklike ryk van Dawid, wat uit hom uitgekom het, gaan vernietig nie. Daar sou altyd 'n oorblyfsel wees waardeur God sy verbondsbeloftes sou vervul. God is 'n getroue God. As God 'n belofte gemaak het, gaan hy dit nakom. As hy met jou 'n verbond aangegaan het, vir beloftes gegee het, sal God dit nakom. Dit maak nou nie saak of die mense nie altyd so gehoorsaam is nie. God het 'n manier hoe hy werk en nog steeds sy beloftes nakom. Ons gaan nou sien ook hoe dit werk. Jesaja 7 vers 4. Hier's Agas nou by Jesaja. Jesaja praat nou namens God en hy sê vir hom: neem jou in ag en wees gerus. Ontspan, Agas. Wees nie bevrees nie en laat jou hart nie week word oor hierdie twee rokende stukke brandhout nie. Die rokende stukke brandhout is die noordelike koninkryk, daai 10 stamme, en Sirië, daai 2 lande wat saam Juda wou aanval. Hy sê, ontspan. Moet nou nie te bang word vir hierdie 2 rokende brandhoute nie. Ek is in beheer. God gee vir Agas hierdie wonderlike belofte in vers 7. Hy sê, so sê die Here, Here, dit sal nie tot stand kom nie, en dit sal nie gebeur nie. Dit gaan nie gebeur nie, hulle gaan julle nie oorweldig nie. Maar wat was Agas se probleem, die kernprobleem? Dit was nie regtig die militêre bedreiging nie, maar Agas se gebrek aan geloof. Sy gebrek aan geloof. God beloof dat die 2 vyande nie sal slaag nie. Maar Agas het nie geglo nie. En baie keer is ons as mense ook so, God het soveel wonderlike beloftes. Hy is so getroue God, maar soms wankel ons in ons geloof, nê. Veral as ons deur moeilike tye gaan. Maar God gee die belofte, hy sê, moenie vrees nie. Ek is in beheer, ek is soewerein, ek gaan julle help. Vers 9, en hy sê ook, as julle nie glo nie, voorwaar, dan sal julle nie bevestig word nie, of voortbestaan nie. Sien, wanneer gelowiges vrees ervaar, ouens, moet hulle op God se beloftes vertrou. Dit is so belangrik, dat ons op God se beloftes sal vertrou. Wanneer jy deur moeilike tye gaan, al gaan jy deur die dal van doodskaduwee, moenie vrees nie, ek is met jou. Agas het uiteindelik, en dit was sy probleem, ouens, dit was Agas se probleem, hierdie koning, buite die ander goed, wat hy ook aangevang het. Maar die groot kwessie was, hy het nie op God vertrou nie, uiteindelik het hy op Assirië, 'n ander nasie, 'n ander heidense nasie, wat nie God geken het of aanbid het nie. Hy het op hulle eerder staat gemaak, plaas van op God. Plaas van op God. En God gaan so ver, en hy sê vir Agas, hy sien toe, hoe Agas twyfel, en hy weet nou nie of God hom regtig gaan help nie, wel, ek dink, ek sou ook maar gewonder het, want Agas het geweet, hy was nie 'n baie goeie koning nie, hy het nie God regtig vertrou nie. Maar God gaan so ver, en hy sê, Agas, ek gaan vir jou 'n teken gee. Ek sal vir jou 'n teken gee. Kyk, as die God van die heelal vir jou sê, hy gaan vir jou 'n teken gee, dan aanvaar jy dit, nê? Sê, is reg, Here? Wat jy ook al vir my wil wys, om dit te bevestig, maar nie Agas nie. Hy sê, ewe skyn heilig, weier hy dit. Want in sy hart het hy klaar besluit, hy gaan eerder die Assiriërs, daai heidense nasie, hy gaan op hulle staat maak. Vers 12, maar Agas het geantwoord, ek sal nie eis nie, en die Here nie versoek nie. Jy mag mos nie die Here jou God versoek nie. Kyk, hierdie Agas nie,
Ouens, hy was nie 'n goeie koning nie. Wat het die ou gedoen wat so sleg was? Wel, eerste plek, hy het nie God regtig vertrou nie. Maar hy het ook afgodediens bevorder. Selfs die gebruike van die omliggende heidense volke nagevolg. Dit wat God juis verbied het, hulle nie mag gedoen het nie. Hy het dit toegelaat in die land. Hy het dit self gedoen, voor die afgode gebuig, en nie voor die God van Israel nie. En daar was afgodediens in die land, hy het dit toegelaat. Hy het so ver gegaan om sy eie seun te offer. Nou dit was die algemene gebruik van die heidene nasies daai tyd. Die eersgeborene seun het hulle aan hulle afgod, Molech, geoffer. En hulle het geglo as hulle dit doen, gaan die God hulle seën en hulle gaan net voorspoedig wees en hierdie koning van Juda het so ver gegaan. Kan jy dink hoe ver jy moet wees as jy bereid is om jou eie seun te offer aan 'n afgod? Toe ek mooi daaraan dink, toe dink ek myself, hy was definitief demoonbesete. Jy kan nie by jou normale verstand wees as jy so iets doen nie. Hy was definitief oorweldig deur die boosheid van Assirië, wat allerhande afgode aanbid het, okkultiese goed aanbid het, soveel so dat hy bereid was om sy eie seun te offer, terwyl God dit uitdruklik verbied het. Hy het selfs veranderinge gaan maak aan die tempel, sodat dit meer lyk soos 'n heidense altaar. En weet julle waar het hy dit gesien? By die noordelike streek. Die 10 nasies daar in die noorde was op daai stadium baie ver weg al. Juda was op pad so toe, maar hulle was ver weg. En hy sien toe in daai tempel, wow, kyk hoe nice het hulle die altaar verander, dat dit meer soos 'n afgod lyk. En hy dog toe, nee, ons gaan dit nou sommer in Juda ook doen. Dis wat Agas aangevang het, hierdie koning. Maar daar was darm een positiewe aspek. Die Davidiese koningslyn het deur hom voortgegaan. Kan julle glo het nog steeds deur hom voortgegaan? Want sy seun wat hom opgevolg het was koning Hiskia. Julle wie is koning Hiskia? Onthou julle hom? Die ou wat 15 jaar bygekry het. Hiskia het hervorming ingebring, nê. Sy pa het so droog gemaak, want toe hy aankom, toe sê hy, ons gaan die God van Israel weer dien. Hy het al die afgode, die beelde, afgodspilare het hy stikkend gekap, gebreek en hy het hervorming ingestel in die land. So God het nog steeds 'n klein oorblyfsel laat oorbly, waardeur Jesus op die ou ende gekom het. Die Davidiese koningslyn het deur Agas ook gegaan, Hiskia en so het dit aangegaan, tot wanneer Jesus gebore was. As jy die geslagsregister lees, daar in Matteus, en Jesus se geslagsregister gaan lees, dan sal jy sien, op die ou ende was Maria toe nou gebore uit hierdie lyn, en Jesus toe nou later het uit Maria gekom. So die Bybelse beoordeling van Agas was baie duidelik. Hy was nie 'n goeie koning nie. En die grootste fout was nie net politieke swak oordeel nie, maar dat hy konsekwent geweier het om die Here te vertrou en het die volk in dit ingelei ook. In hierdie afgodediens. Dit kom van bo af, van die leierskap af, nê. Kyk maar na 'n land, jy sal sien, as die leier swak is, goddeloos en boos is en korrup, stadig maar seker filter dit af tot by die mense, nê. En dis wat hier begin gebeur het. Maar as ons nou mooi hierdie hoofstuk 7 lees, dan sien ons iets waaroor dit regtig gaan. Jy sien, Jesaja 7 is eintlik 'n verhaal van God se getrouheid ondanks die ongeloof van koning Agas. Ondanks die ongeloof van koning Agas, het God nog steeds getrou gebly aan sy belofte wat hy aan Dawid gemaak het. En ten spyte van Agas se optrede, het God toe 'n teken gegee. Interessant, hy gee daar 'n teken, Jesaja 7 vers 14, daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Luister gou mooi, 700 jaar voor Christus, hier word hierdie wonderlike profesie uitgespreek. Dis 'n teken wat God ook gegee het in daai tyd. Hy sê, kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Dit was 'n teken wat God gegee het. Hierdie profesie word uiteindelik vervul in die geboorte van Jesus Christus. Toe Jesus gebore is, uit die maagd Maria, nê.
So die naam Immanuel beteken God met ons. En as jy die evangelie van Matteus lees, daar in Matteus 1 vers 21 en 22, verbind hierdie vers direk aan Jesus se maagdelike geboorte. Gaan lees maar daai 2 verse. 700 jaar voor dit, het Jesaja dit reeds geprofeteer. Onthou die wonderwerk wat plaasgevind het met Jesus, was nie sy geboorte nie, dit was die konsepsie nie, wat plaasgevind het. Want Maria was 'n maagd, nie? En daar het Maria swanger geword en Jesus was toe gebore. Die profesie het ook 'n onmiddellike betekenis vir Agas se tyd gehad. Onthou, hier is nou Jesaja, hy profeteer dit, hy sê vir Agas, voordat hierdie kind wat gebore gaan word, volwassenheid bereik, sou die 2 vyandelike konings vernietig word. Watter konings is dit nou? Dis die koning van Israel, die noordelike koninkryk, en die koning van Sirië. Moenie bevrees nie. Voor hierdie kind wat gebore word, volwassenheid bereik. Voor dit sal God kom en daai 2 nasies vernietig. So, ons sien hier dat hierdie vers 'n dubbele vervulling gehad het. 'n Dubbele vervulling. Dit word 'n dubbele vervulling genoem, want daar was 'n nabye vervulling in Jesaja, maar die uiteindelike vervulling was later in Christus gewees. Sommige beweer dat daar was werklik, nou daai maagd wat van gepraat word, wat 'n seun, waar 'n seun gebore is uit haar, kan ook in Jesaja beteken, dit was maar net 'n maagd wat toe iemand getrou het en toe was daar 'n seun gebore uit haar uit. So sommige beweer daar was ook 'n geboorte gewees van 'n seun, nie uit 'n maagd nie, gewone vrou, en die seun se naam het Immanuel beteken. En voor daai kind volwassenheid bereik het, het God gegaan en hy daai 2 nasies wat Agas hulle bedreig het, vernietig. Maar later was hierdie profesie ook 'n vervulling van Jesus wat sou kom. Ons sien dit baie keer in die Bybel, 'n dubbele vervulling, nê. Dink gou mooi, het julle geweet dat die kruisiging van Jesus Christus word beskryf in Psalms ook? Het julle dit al gelees? In Psalms, nê. En daar in Psalms skryf Dawid van homself, dinge wat hy self deurgegaan het, moeilike tye, verskriklike goed wat hy beleef het. En dit wat hy van homself skryf, was ook 'n profesie van wat Jesus ervaar het aan die kruisiging. 'n Dubbele vervulling, nê, van dit. So, ons sien dit baie keer in die Bybel. Sien, so hierdie profesie van wat Jesaja gebring het, was 'n vervulling gewees, 'n belofte wat God gegee het, en dit was vervul gedurende Agas se ryk, maar later, die uiteindelike vervulling was deur Jesus wat gebore was uit 'n maagd. Nou, hoewel God Juda red van Sirië en van Israel, het hy tog vir Agas gewaarsku en vir hom gesê, Agas, as jy eerder kies om Assirië te vertrou, as my, gaan daar slegte gevolge wees. As jy kies om jou vertroue in aardse dinge te plaas, of mense, en nie op my nie, is die gevolge nooit goed nie. Sien ons dit nie in ons eie lewens nie, nê. As ons vertroue op mense plaas en nie op God nie, word ons baie maal teleurgestel, of op besittings, op dinge. Want Assirië, hierdie heidense nasie, wat nou komstig Juda so goedgesind was, het later die instrument geword van God se oordeel. In die Ou Testament moet ons verstaan, God het soms vyandige nasies gebruik in die omgewing om sy volk te dissiplineer, as hulle nie geluister het nie. En dis wat God hier gedoen het. Hy het Assirië gebruik om sy volk te dissiplineer, want hulle het eerder vir Assirië vertrou as wat hulle vir hom vertrou het. En hy het hulle aangehou waarsku, oor en oor, vertrou op my, vertrou op my. So die volk sou wel van die onmiddellike bedreiging gered word, so Assirië het hulle gehelp, het Juda gehelp, koning Agas, maar ouens, hulle ongehoorsaamheid sou later lei tot verwoesting. Sê, wanneer ons God se oplossing verwerp, en ons
net op ons eie planne staat maak en dit volg, en ons onafhanklik van God wil funksioneer, en dink ons het nie God nodig nie, ouens, gaan daardie ding waarop jy die meeste vertrou op die ouene vir jou die grootste probleem word. En dit het presies met Agas gebeur. Die Assiriërs wat hom gehelp het, het later Juda onderdruk. Het later Juda, die lewe vir Juda baie moeilik gemaak. Hulle het hulle aanvanklik gehelp teen hulle vyande, maar later het Juda swaar belasting begin betaal aan die Assiriërs. Hulle het dit geëis van Juda. Hulle het die politieke beheer verloor. Assirië het begin oorneem stelselmatig. Geestelik was hulle beïnvloed deur hierdie klomp afgode van die Assiriërs. En uiteindelik het Assirië hulle begin binneval en hulle begin beleer. En dit was die probleem. En God het gesê in Jesaja 7, vertrou my, moenie op ander staat maak nie. En in hoofstuk 7 sien ons ook dat God bly getrou. Jesaja 8, hier kan ons sien hoe die gebeure van Jesaja 7 oorvloei na Jesaja 8 toe. Jesaja 8 vers 3 en 4, kom ons lees daar. En ek het na die profetes gekom, dis nou Jesaja, het na sy vrou toe gegaan, onthou sy was ook 'n profeet. En sy het swanger geword en 'n seun gebaar, en die Here het vir my gesê, noem hom. Net nou is daar buit, of gou is daar roof. Dit is wat sy naam beteken het. Die Hebreëse naam is Haher Salal Hasbas. Maar sy naam was baie profeties gewees. Want dit was 'n profesie wat God gesê het, binnekort gaan julle aangeval word, julle gaan beroof word. Die seentjie kan roep vader of moeder, sal hulle die rykdom van Damaskus en die buit van Samaria voor die koning van Assur bring. Voordat hierdie seentjie kan sê pa of ma, sal die rykdom van Damaskus, dis nou die noordelike deel, né, die hoofstad Damaskus, en Sirië, en die nasie Sirië, sal hulle vernietig word. Dis 'n belofte wat God gemaak het aan hulle. Sal daai twee nasies vernietig word. Die kind se naam was 'n lewende profesie. Voordat die kind oud genoeg sou wees om te praat, sou die rykdom van Sirië en die noordelike koninkryk van Israel deur Assirië weggevoer word. So ons het mos nou gesien, Assirië het toe vir Juda gehelp. En God het Assirië gebruik om die noordelike streek, die noordelike stamme van Israel totaal te versprei en te vernietig. Hulle is van daai tyd af oor die hele wêreld nog versprei. Dit is 'n bevestiging van God se woord aan Agas in Jesaja 7. Die bedreiging van Sirië en Israel sou spoedig verdwyn. En die profesie was bedoel om te wys dat God se voorspellings betroubaar is. God het 'n belofte gemaak en dit het so gebeur. Hier het God gekom, hy het sy belofte nagekom, hy het Juda gehelp. Maar Juda, hier in die suide, onder leiding van koning Agas, het aangehou om God se rustige, betroubare leiding te verwerp. En God sê toe aan die volk die volgende. Ek kan nou dink, God help hulle, hy red hulle, maar hulle draai nog steeds nie na hom toe nie. Hy sê toe daar in vers 7, kyk, daarom sal die Here oor hulle laat opkom die sterk en magtige waters van die Eufraat. Die koning van Assur en al sy heerlikheid, en hy sal bo al sy benning styg en gaan oor al sy walle. So, wat het hierdie oorstromende rivier gesimboliseer? Die oorstromende rivier simboliseer die Assiriese leer. Hierdie Assirië wat hulle gehelp het, sou kom en Juda oorweldig. Sien, wanneer mense God se eenvoudige voorsiening verwerp, God se stem verwerp, kies hulle dikwels iets wat uiteindelik veel meer vernietigend is. En toe ek daaraan dink, toe besef ek so baie maal, in ons menslikheid, maak ons die stem van die Heilige Gees stil, nee. Daai stem wat vir ons sê, wees versigtig, pas op. Vermy daai eerder, stap weg. Hy stem, God se stem van die Heilige Gees, wat aanhoudend jou wil waarsku, en jou waarsku teen goed. As jy aanhoudend daai stem stil maak,
gaan dit verdwyn, dit gaan wees soos jou gewete wat gebrandmerk word en waarna toe lei dit? Na verwoesting, na oordeel. Jy is besig om die lewe vir jouself moeilik te maak. En ons sien dit hier met Juda. Agas het Assirië gekies in plaas van God. En Assirië het later 'n bedreiging geword, 'n groot bedreiging. Hier kan ons sien hoe die mag van die vyand wat Assirië totaal oorgeneem het, daai boosheid, hoe dit stadig maar seker besig was, daai demoniese mag besig was om Juda oor te neem. Al hoe meer het hulle onder die mag van die vyand gekom. Satan se boosheid, demoniese werk. Jy kan nou dink, al hierdie mense het nou afgode begin aanbid, hierdie okkultiese afgode. Voor dit begin buig. Dis mos oop deure vir die vyand om net in te kom en verwoesting te saai. En dit was al hoe meer besig om te gebeur in Juda. Maar God sal sy verbond met die huis van Dawid beskerm. Selfs al kom oordeel, sal God die uiteindelike plan nie vernietig nie. Daar was 'n klein groepie wat getrou gebly het. En deur hulle het God sy belofte getrou laat voortgaan. Jesaja 8 vers 9, maak geraas o volke, en stort in mekaar en luister alle ver plekke van die aarde. Gord julle en stort in mekaar, gord julle en stort in mekaar. Neem 'n besluit en dit sal verydel word. Maak 'n afspraak en dit sal nie tot stand kom nie, want God is met ons. Die Satan sou baie graag God se belofte of God se lyn waar die Messias uitgebore word, wou vernietig. Maar God het dit nog steeds in stand gehou. Daar was 'n klein groep wat getrou gebly het aan God. Die gelowige ouens, ons hoef nie bevrees te wees vir die wêreldse magte nie, wanneer God teenwoordig is nie. God waarsku Jesaja ook, moenie paniekerig raak soos die ander mense in Juda nie. Moenie saam met hulle angstig word en bang word nie, want ek is met julle. Jesaja 8 vers 13, die Here van die leerskare, hom moet julle heilig, en laat hy julle vrees, en hy julle verskrikking wees. Mense word maklik neergesleer deur vrees, nê. As dit nie goed gaan in 'n land nie, baie maklik verval mense in vrees. Wanneer dit sleg gaan met die ekonomie, met die politiek, en wanneer allerhande snaakse goed toegelaat word, vreemde goed van 'n sekere kultuur toegelaat word, kan mense maklik angsbevange word. Maar God gaan, hy roep sy volk om hom eerder te vrees as om 'n politieke leier te vrees, finansiële tekort te vrees, of 'n swak ekonomie te vrees. God sê, vrees my eerder. Want vir sommige sal die Here heiligdom wees. En dis ook 'n treffende deel hier in Jesaja 8. Hy sê daar, Jesaja, vir sommige mense sal die Here heiligdom wees, maar verander 'n rots waaroor hulle struikel. Jesaja 8 vers 14, dan sal hy vir julle 'n heiligdom wees, maar 'n klip waar 'n mens nie teen stamp en 'n rots waar 'n mens oor struikel vir die twee huise van Israel. 'n Vangnet en 'n stryk vir die inwoners van Jerusalem. Hierdie profesie was ook vervul in die Nuwe Testament en ons sien dit vandag nog, nê. Daar's lande wat so opstandig is, as jy net die naam van Jesus noem, word hulle so kwaad, dis vir hulle struikelblok. Hulle aanvaar hom nie. Hulle stoot hom weg, hulle wil niks met Christendom te doen hê nie. En dit het selfs daai tyd gebeur. Jesus, die naam van Jesus, of Jesus die Messias, dit was vir hulle struikeling. Romeine 9 vers 33, Paulus skryf daar, kyk, ek lê in Sion 'n steen van aanstoot en 'n rots van struikeling, en elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam word nie. Vir sommige mense is dit 'n struikelblok. Is Jesus 'n struikelblok? Mag dit nooit vir jou so wees nie. Mag Jesus nooit vir jou 'n struikelblok word nie. Maar jy sal aanhou om hom te vertrou en in hom te glo. Jesaja verklaar dat hy en sy kinders, Jesaja se kinders, tekens van God is vir Israel. Jesaja 8 vers 18, hier is ek en die kinders van die Here wat hy my gegee het, tot tekens en sinnebeelde is ons in Israel, vanweë die Here van die leerskare wat op die berg Sion woon. God gee vir hom 2 seuns en die betekenis van hulle name is baie profeties. Hulle name is Shear Yashub, beteken 'n oorblyfsel sal terugkeer. Ander woorde, 'n klein deel van Israel sal terugkeer op die ou ene na Jerusalem toe, en dit was ook so. Maher Salal Hashbaz,
die uitleg van dit of die betekenis is vinnige oordeel en dit was ook so. So hierdie gedeelte beklemtoon dat God altyd 'n oorblyfsel sal bewaar, selfs gedurende oordeel. Ouens, God se plan hang nie af van die meerderheid nie. God kan 'n klein groepie mense ook gebruik. Dink gou aan Noag nie. Noag en sy gesin was die enigste mense op aarde wat God vertrou het en aanhou glo het en die ark gebou het. Die res van die wêreld het nie God vertrou nie. So God kan 'n klein groepie mense ook gebruik. God waarsku ook die volk om nie die dooies te raadpleeg nie. Hulle was ook verval in allerlei spiritisme en hulle het mediums geraadpleeg, okkultiese praktyke en God het hulle gewaarsku ook. En ek sluit af met hoofstuk 9. In hoofstuk 9 is dit seker een van die sterkste messiaanse gedeeltes in die Ou Testament. En hier in hoofstuk 9 beweeg dit van oordeel na hoop vir 'n komende goddelike koning. Is 'n dramatiese omkering daar in hoofstuk 9. Ons lees daar in Jesaja 9 vers 1, die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het 'n lig geskyn. Dit is 'n profesie wat hy gegee het in die tyd toe Assirië vir Juda geweldig onderdruk het. Hulle het mos toegelaat dat hierdie Assiriërs inkom. En hierdie Assiriërs het hulle onderdruk. Maar hier kom Jesaja en hy gee hierdie wonderlike belofte. God se lig sal skyn oor julle. Maar uiteindelik wys daardie profesie ook na die eerste koms van Christus, toe by aarde toe gekom het en vlees geword het. En hier sien ons weer 'n twee-stap vervulling. Gedeeltelik in Israel se geskiedenis, toe God hulle verlos het van die Assiriërs, en later het dit volledig uitgespeel met Messias, die lig van die wêreld wat aarde toe gekom het. Ouens, duisternis, ons moet dit ook verstaan, is nie net politieke onderdrukking nie, maar ook geestelike duisternis. En die lig van God verdryf altyd duisternis, nê. Hierdie lig was God se ingryping in Juda, in 'n nasie wat verval het in duisternis. Toe sê God, ek bring lig, dis 'n ingryping. En hierdie lig verdryf en vernietig chaos en bose magte en rebellie. Vers 3, want die juk wat op hulle gedruk het, en die stok wat hulle rug getref het, die roede van hulle drywer, het u verbreek soos op die dag van Midian. God het gekom en hy het bevryding gebring, 'n groot oorwinning, die juk word gebreek, oorlogstoerusting word verbrand en vreugde vervang vrees. So hier sien ons weer, dit was gedeeltelik vervul in die geskiedenis van Juda, waar God gekom het en hulle vyande vernietig het, maar later was dit totaal vervul in Christus, wat die uiteindelike oorwinning oor sonde en die dood gebring het in die wêreld. En hier kom hierdie groot profesie, 'n vers wat julle al 100 keer seker gehoor het, veral wanneer gedurende Christusfees word hierdie vers baie gebruik, Jesaja 9 vers 5. Kyk, as jy nou nie hierdie vers vandag herken nie, lees jy te min Bybel. Jesaja 9 vers 5, want 'n kind is vir ons gebore. 'n seun is aan ons gegee en die heerskappy is op sy skouer en hy word genoem wonderbaar raadsman, sterke God, ewige Vader en vredevors. Wat 'n amazing vers, nê? En as jy nou hierdie vers kyk, ouens, bevat dit God se hele raadsplan deur Jesus Christus. 'n kind is gebore. Dit verwys na Jesus se geboorte en dat hy as mens gebore is, nê? Die seun van God, die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Hy het vlees geword, 'n mens soos ek en jy. Hy was werklik gebore. 'n seun is aan ons gegee. Dit verwys na sy goddelike oorsprong. God se enige gebore seun. Hy is ten volle God, ten volle mens gewees. Dit verwys ook na God wat sy seun gegee het vir my en jou om aan die kruis te sterf. Dit verwys na sy kruisdood, nê. Onthou, Jesus
het bestaan voor hy aarde toe gekom het, nie? Ons weet dit ook, nie? Hy is God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, bestaan al 'n ewigheid, bestaan al, daar's nie 'n begin aan hulle nie, as ook nie einde aan God nie. So Jesus het al daar bestaan, maar, daar was 'n tyd toe God gesê het, nou is die tyd wat ek jou aarde toe stuur, jy gaan gebore word as 'n mens, en aan die kruis gaan jy sterf, my enige gebore seun. Jesus was mens en God gewees. God self het die oplossing gebring vir 'n gebroke wêreld. En as gevolg van God se genade het hy sy seun gegee, die Messias. En dit is so mooi, hy sê die heerskappy is op sy skouer. Geestelik is Jesus nou al die koning van ons lewens. Is dit nie so nie? Is hy die koning van jou lewe? Hy is nie. Die heerskappy is op sy skouers. Maar verder in die toekoms gaan Jesus fisies regeer vanuit Jerusalem. Gaan hy sy fisiese koninkryk kom vestig met die vrederyk. Dit gaan 'n toekomstige, sigbare koninkryk wees. Hy is nie net is die heerskappy op sy skouer nie, hy is ons raadsman ook. Hy is die volmaakte, wyse koning. As jy wysheid nodig, raadpleeg God altyd eerste ouens. Sy planne is goddelik en onfeilbaar. Jesus gee wysheid vir die lewe en hy lei mense in praktiese en geestelike besluite. Laat toe dat God jou lei in jou lewe. Hy is ons raadsman. Hy is 'n sterke God, is 'n duidelike verklaring van Christus se godheid. Ouens, hy was nie 'n gewone menslike koning nie. Hy is die koning van die konings. En dit beklemtoon sy krag om te red en jou te beskerm. En hy het mag oor sonde, dood en hy het orde gebring toe daar net chaos was. Hy is ook ons ewige Vader. Dit beteken nie Jesus is die Vader van die drie-eenheid nie. Dis nie wat dit beteken nie. Maar hy is die bron van ewige sorg vir sy volk. Hy regeer met vaderlike beskerming oor sy koninkryk. Jesus sorg vir sy mense soos 'n volmaakte Vader en hy is konstant, hy is betroubaar en teenwoordig en hy is ons vredevors ook. Hy is ons vredevors. Hy bring vrede, hy het vrede gebring tussen God en mens en hy bring innerlike vrede in 'n onrustige wêreld. Hy bring innerlike vrede in 'n onrustige wêreld. Maar eendag, wanneer hy vanuit Jerusalem gaan regeer, gaan hy ook totale vrede op hierdie aarde bring. Totale vrede. Dit sal alleen kan gebeur wanneer die vredevors kom en regeer en op sy troon sit vanuit Jerusalem. Gaan daar werklik vrede op hierdie aarde wees. En ons sien uit na dit. So God tree in 'n wêreld van chaos. Hy is die goddelike koning wat konflik beëindig. En dit is so vir my mooi hierdie vers, hoe Jesaja gekom het en God deur hom gepraat het om te bewys dat al die gode van hierdie Assiriërs wat die mense aanbid het, al die gode wat hulle op staat gemaak het, gode wat hulle gehoop het vir hulle gaan wysheid gee, vrede gee, wat hulle gaan mag gee, al hierdie gode wat hulle op staat gemaak het, hy kom en hy sê, ek gaan Jesus stuur, my seun, of Jesus wat gaan kom, is die ware God van alle gode, en hy is die een wat vir jou werklik vrede kan gee, wat vir jou werklik rus kan gee, en wat werklik almagtig is, en wat werklik vir 'n ewige Vader vir jou kan wees. Omdat hy regtig omgee en lief is vir jou. Dis so 'n kontras wat hy hier inbring, nê, tussen die Assiriese gode, waarop die mense begin staat maak het. En hy sê, nee, daar is 'n baie beter opsie vir julle. Dit is God, en later gaan sy seun dan ook kom, en Jesus bied werklike vrede. Werklike vrede vir ons. En ek weet vandag buig ons nie meer voor heidense gode nie. Ons het nie afgodsbeelde wat ons voorbuig nie. Maar daar kan in ons lewens kan daar dinge wees wat soos 'n afgod geword het. Dinge in ons lewens waarin ons vertroue eerder plaas as in God. Wat ons dink vir ons vrede kan gee. Jou geld, jou besittings, 'n politieke leier, 'n mens in jou lewe.
Enige iets, enige iemand, enige ding in jou lewe wat belangriker word as God in jou lewe, is soos 'n afgod vir jou. En hier is die boodskap vandag, moenie meer op dit vertrou as wat jy op God vertrou nie. Plaas jou vertroue in God. Dis al wat God wou gehad het van Israel. Plaas julle vertroue in my, ek wil vir julle 'n God wees. Ek wil vir julle 'n God wees. Moenie toelaat dat die vyand heers in jou lewe of iets anders jou beheer in jou lewe nie. Laat toe dat ek jou beheer. Jy sien, wat ek dit so stel, die afgode wat die mense aanbid het, dit was vir hulle versoeking. Hulle het gedink, as ek hierdie afgod aanbid, dan gaan ek voorspoedig wees. Ek gaan ryk word, ek gaan gesondheid hê. Hulle het gedink, as hierdie afgode beheer het in hulle lewens, gaan hulle al hierdie wonderlike goed ervaar. Maar God sê nee, laat toe dat ek jou lewe beheer. Want as ek beheer het in jou lewe, sal dit op die ou einde net goed gaan met jou. My beheer bring vir jou voorspoed. Dit is goed vir jou. Maar ouens, as jy toelaat dat iets anders jou beheer in jou lewe, bring dit net teëspoed en hartseer. Laat toe dat God beheer het in jou lewe. Dat hy jou beheer. Maak hom die Heer en meester van jou lewe. En jy sal sien op die ou einde, uiteindelik, sal alles ten goeie meewerk vir jou, omdat God lief is vir jou, omdat hy omgee en net die beste vir jou wil hê. Amen. Loof die Here, kom ons bid saam. Here, ons dankie dat U die God is van alle gode. Dankie Vader dat ons vandag met sekerheid kan weet dat as ons vertroue in U plaas, sal ons nie teleurgestel word nie. Dankie dat U 'n getroue God is. Al is ons soms ontrou, bly U altyd getrou, Here. U bly altyd getrou en ons is dankbaar vir dit, Here. En Vader, in ons menslikheid mag ons dalk gestruikel het en geval het en ons het dalk begin om ander dinge belangriker te maak as U in ons lewens. En vir dit, Here, sê ons jammer vandag. Ons bely voor U. Sê Here, was ons skoon, reinig ons. Jammer dat ons dit gedoen het. En vandag kom ons as familiehuis en ons sê, Here, as gelowiges, ons plaas U weer op die troon van ons lewens in elke faset, in alle afdelings. Regeer U in ons lewens. Word U weer opnuut die Heer en meester van ons lewens. Want ons weet, Here, sonder U is ons niks nie en ons is totaal afhanklik van U. Ons het U nodig en ons dank U daarvoor vir U getrouheid, Here. In Jesus naam. Amen. Amen.